Kan ek sê, dis bly in die huis van die Here te wees. Amen, het jy verwagting vanmôre? Amen, van wat die Here gaan doen in my en in jou lewe. Amen, nie 'n verwagting kan ek sien vanmôre. Amen, wie stel hulle harte op vanmôre? Vir die werking van die Heilige Gees. Amen. Kan ek vanmôre sien, is die verwies die Here God. Amen. Almal moet ons hande opsteek, en dit is God se genade en God se goedheid, dat ons vanmôre hier kan wees. Voordat ek begin, ervaar ek in my hart en dit wat Willem gedeel het vanoggend hier, dat die bediening, die vyand wil ons bediening moet steel. Terwyl ek daar staan en by die deel, ervaar ek so dat die Here deel met my dat, en ek weet nie hoekom ek het sê vanmôre, ek wil net gehoorsaam wees, maar vanmôre is dit iemand se bediening, wat vanmôre gaan groei. Vanmôre is dit iemand se bediening wat gaan start. I don't know why, ek wil net gehoorsaam wees nie vir hom. So ek weet vanmôre is daar iemand die se bediening gaan begin, en gaan start. Amen. Ek wil die Here net al die eer en die lof gee dat hy hier kan wees vanmôre, want omdat hy leef sien ek kans vanmôre. Amen, omdat ons hier is dit God se genade wat ons hier geplaas het. Amen. Nou my tema vanmôre wat ek wil kom deel is, gaan vertel vir Johannes, dis my tema vanmôre. En ek weet dat die woord is vanmôre spesifiek vir iemand, en ek weet dat die woord harte en lewens gaan verander vanmôre, want as ek terugkyk na hierdie week wat verby is, en dinge wat gebeur het, was daar soveel aanvalle van die vyand gewees. Waar die vyand hou wil keer en wil weghou, maar God bly getrou. Ek verklaar vanmôre dat dit gaan alles, maar alles net oorval. En met ons as mens is net instrumente in sy hande, maar dit gaan alles so die koning van konings en die Here van die weerstand. Amen. Nou ek het 'n vraag vanmôre vir elkeen van ons. En ek kan vanmôre kan ek so vanaf net so 'n storie vertel en Jimmy wat daar sit, is een van my skoolvriende wat ek genooi het. En sy sê dat ek 'n bietjie kom luister wanneer ek kom bedien vanmôre en hy gaan nou lekker lag wanneer ek stories vertel. Maar my vraag wat ek vanmôre wil vra is, wie het sy nerf afgeval met die fiets? Kan ek ook vir die hande sien? Okay, wie het al hulle nerf afgeval? Geval dat die merke so sit. Nou hoekom ek sê Jimmy, want ek en hy altyd saam van fietsry, byna van Potch gebly het ons altyd gaan fietsry. En ons het nie sommer hier fietsry nie, ons het soms hier op kilos gery. Dan ry ons sommer in die dorp gou-gou oor 50 kilos. Maar dis 'n storie van 'n ander dag, dis ons op stil was. Ons was so. Maar in elk geval, so my vraag is vanmôre, wie kan homself nerf afgeval? Ek het al baie kere myself stukkend geval met die fiets, dat die nerve sit op my arms, of het sit hier op my heup, of het sit op my knie, ensovoorts. En terwyl ek besig was om hierdie woord voor te berei, deel die Here met my 'n prentjie. En die Here deel met my 'n prentjie van knie wat stikkend is, wat stikkend geval is. En ek sien hier die merke, terwyl ek die Here gelê het, en besig was om voor te berei, sien ek hierdie merke wat so sit op 'n persoon se liggaam, op 'n persoon se lewe. En as ek regtig vanmôre sê, daardie merke, as jy jouself kas toe geval het, daardie merke sit baie lank. Dit vat lank voor dit weggaan. Dit bly. So as jy vir daardie merk sien, dan dink jy, ek onthou ek daar wat in die fiets geval. Ek onthou hoe dit geval. Maar die Here kom weer hierdie prentjie net, maar dit bring my by die volgende gedeelte. Kan ek net iets sê? Ek was my ma se soetste kind gewees. Ons is 2 broers. Ek en my broer verskil 7 jaar. En ek is die jongste en ek is my ma se soetste kind. Ek het die soetheid. Ja, ek grap so met môre, maar ek het altyd laat my dink as daai stukkende plek wat so gesit en dan het ek altyd gegaan en dan het ek altyd daai hoofies so afgetrek. Dan sê my ma vir my los, nie die hoofies aftrek. En steeds vandag doen ek dit nog steeds wat ek die hoofies aftrek. Maar ons het rede hoekom ek dit sê vanmôre en dit pas in by die woord. As jy nou Bybel saamgebring het, blaai ons saam na Lukas toe, Lukas 7 vanaf vers 18. Ek wil vir ons lees voordat ek lees.
En die Here sê vir my, maar Bernard, so baie mense twyfel. So baie mense twyfel in my, of ek hulle gaan help of nie. Kan ek vanmôre, kan ek die vraag vra, wie het al getwyfel in Jesus? Kom ons wees eerlik vanmôre. Wie het al getwyfel of God my uit hierdie omstandighede gaan help? Wie het op homself gewonder, maar ek het soveel seer in my lewe, ek het soveel seer gekry, hoe gaan ek hier uitkom? Hoe gaan ek van hierdie seer in my lewe ontslae raak? Here, waar is U? Wanneer gaan U hierdie seer, wat ek mee so lank voor U sit, van my af weg? Wanneer gaan ek genesing kry in hierdie seer? Jy sien, dit gebeur baie keer, dat ons, wanneer ons op God wag, ons is kinders van God, ons wag op die Here, en ons sê, Here, ek is hier vir U, ek soek genesing, ek wag op U, dan gebeur dit dat ons nie eers 10 of 20 minute kan wag. Jy sien, die oomblik wanneer ek en jy gaan sê, maar luister, ek het hoeveel jare se seer wat op my lewe is, ek het die koning nodig, ek gaan by God wag, wil ek vir jou sê, al wag jy 1 jaar, al wag jy 5 jaar, God werk op anders tussen die lewens wat ons werk. Ek vanmôre wil ek vir jou sê, ons dien 'n God wat nie teleurstel nie. Ons dien 'n God wat jou nooit begewe en jou nooit alleen sal laat nie, en God sal vir jou genesing bring. Sien hoeveel kere dit al gebeur, waar ons, as ons nie hulp van Jesus af kry nie, of die seer word nie vinnig genoeg, van ons al weggevat nie, dan gaan soek ons vervulling op ander plekke. Jy sien, ons gaan na mense toe en ons vra dat mense ons help. Moet my nie verkeerd verstaan vanmôre. God het mense opgerig. God het mense opgerig om raad te gee, om goddelike raad en insig en wysheid te gee. Maar God is vanmôre die een wat die seer waarmee ek en jy loop al vir hoeveel jaar, die een wat ons wegvat van my lewe. Jy sien, dan gebeur dit dat ons vervulling kon soek op ander plek. Sien, hoekom sê ek hierdie dinge vanmôre? Hoekom noem ek hierdie goed? Ek lees weer vir ons van vers 21. Hy sê daar, en in dieselfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste en aan baie blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. Jy sien, ek wil oorgaan na die volgende gedeelte van my preek, waar ek vanmôre net 5 punte vir ons gaan noem. Ek en jy het ons self al in ons lewe bevind in 'n situasie wat die woord nie van praat. Waar ons onsself in 'n blinde situasie ervaar. Waar ons onsself dalk in 'n dooie situasie ervaar. Jy sien, ek wil vir ons hierdie 5 punte kom oopbreek vanmôre waarvan die woord daarvan praat. Kan ek sien by wyse van hand opsteek, wie het hulle alself in 'n situasie bevind waar hulle so blind is, wat die seer hulle so blind gemaak het dat hulle sien geen ander uitkoms meer. Jy sien, hier is mense vanmôre wat sit met jarelange seer. Seer wat mense veroorsaak het. Seer wat dinge veroorsaak het. En ons deel nie met daardie seer. Ons vat nie daardie seer na die altaar toe, na Jesus se voete toe en sê, Here, help my asseblief. Jy sien, ons as mens probeer dit self uitsoek. Dan gebeur dit dat ons onsself by die eerste, nommer 1, 'n blinde situasie, ons bevind onsself in 'n blinde situasie, waar ons geen meer uitkoms sien. Ons sien nie die oorwinning nie. Jy sien, as ek en jy staan, so staan, en hier is 'n groot klip voor ons, dan kyk ons net in hierdie klip vas, in hierdie probleme en in hierdie situasie vas. Maar jy sien die oomblik wanneer ons 'n paar tree teruggee, nee, en ons probeer nie self daar die klip uit die pad uitvat nie, dan sal ons die oorwinning op die horison kan sien, wat Jesus Christus vir my en vir jou gegee het. Jy sien, ons wil baie keer wanneer ons 'n probleem nou en hier uitsorteer.
Maar al wat Jesus sê, hy sê, bring jou seer vir my. Bring jou seer vir my, sodat ek jou gesond kan maak. As gevolg van die seer, en in die blinde situasie waar ek en jy is, kan ons nie die gees groei. Ons kan nie ons geestelike oog gebruik nie. Hoekom? Want die seer in my en in jou lewe maak die seer. Ons sien nie meer die mooi van God in die lewe nie. Hoe baie keer gebeur dit, dat ek en jy, ons is so gefokus op ons eie dinge, dat ons vergeet om die mooi van God in ons lewe te sien. En net so gebeur dit, dat jy sit in 'n situasie waar die seer, waar jy vir hoeveel jare lank in die seer vaskyk, dat ons mis die mooi van God. Ons mis die mooi wat God vir my en vir jou beplan het. Die volgende punt, tweede een, is 'n krippelsituasie. Weet jy self al in 'n krippelsituasie bevind, waar ek vir jou voel, man, as gevolg van die seer in my lewe, voel dit of ek nie meer die reguit pad kan loop nie. Dit voel vir my of ek stagneer. Dit voel vir my of ek nie kan vorentoe gaan nie. Jy sien, die prys van stagneer is dood. Dit maak seer maak dat jy gekrippel is, dat jy nie kan beweeg nie, dat jy nie kan vorentoe gaan nie. Sien dit, geestelik is daar geen groei. Geestelik het dit jou tot 'n stilstand gebring as gevolg van die seer. Die derde punt wat ek wil noem is 'n melaatse situasie. Want hy praat daarvan, Jesus het die melaatses gereinig. Jy sien die simboliese betekenis van melaatsheid is 'n sondige lewe. Maar hoe bedoel ek nou? Kom ek breek dit vir jou oop. As gevolg van die seer in my en in jou lewe, gebeur dit dat ons sondig. Ons kry bitterheid in ons hart. Ons kry bose gedagtes. Ons sit met onvergewingsgesindheid. Jy sien, hoor my hart vanmôre, die Here wil nie hê ons moet dit sit. Die Here wil hê ons moet vry wees. Die Here wil hê ons moet sensitief wees vir sy stem, want die Vader sê, los die seer. Jy sien, dit gebeur baie keer dat ons gaan en ons sit die seer neer. Na 'n dag of 2 dan herhaal ons dit weer. Maar wanneer Jesus mense gereinig het van melaatsheid, is hy gereinig en skoon. Jy sien, God doen nie halwe werk. Jesus doen nie halwe werk. Die vierde punt wat ek wil noem is 'n dowe situasie. Hoor my hart vanmôre, as gevolg van seer in jou lewe, maak dit dat jy doof geraak het vir God se woord. Dit maak dat jy net hoor wat jy wil hoor, want dit is wat seer doen. Dit maak dat 'n ou eerder na die leuns van die vyand sal glo, as na die stem van die Heilige Gees. Dis wat die dowe situasie doen. Ons raak geestelik, raak ons so doof, dat ons nie meer ons geestelike oor en ore kan gebruik. Jy sien, dis nie wat God vir my en vir jou beplan het. God het vir my en vir jou beplan, dat wanneer daar dinge in ons lewe gebeur, sê God, kom na my toe wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. God sê daar dat ek sal jou nooit vergewe en jou nooit verlaat nie. Man, wat beteken dit? Jakobus 4 vers 8 sê hy, nader na my en ek sal tot jou nader. So ek vanmôre wil ek vir jou sê, as jy met hierdie seer het, en jy weet nie wat om daarmee te doen nie, en jy sit al vir jare lang met hierdie seer, wil ek vir jou sê, vanmôre is die môre om dit vir die koning van die konings te gee, en die Here van die leerskare. Want hoekom sê ek so vanmôre? The God on the mountain is still God in the valley. Dit is wat ons as mense moet besef. Hier om te sê, Here, ek sit vir hoe lank met hierdie seer. Vir hoe lank het ek probeer dit by myself uitredeneer? Hoekom ek? Hoekom moes ek daardeur gegaan het? Wat het ek gedoen? What the enemy meant for evil, God will turn it into good. Jy sien wat ek en jy moet doen, is om te gaan en te sê, Here, ek gee jou seer, maar ons kom daarby.
Die 5de punt wat ek wil noem en ek is amper klaar. Ek moet begin klaar, maar ek moet nou gemaak. Is 'n dooie situasie. Nou as ek vanmôre, as ek hoor 'n dooie situasie, dan laat ek my dink, dood is so finaal. Dood is so finaal. Wie het homself al in 'n dooie situasie bevind? Jy sien, ek was al in 'n dooie situasie gewees, wat ek gedink het, hier is geen uitkoms. Hier is geen uitkoms nie. Die mens kan my nie help nie. Niks kan my nie help nie. Ek sien geen uitweg nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy jouself in 'n dooie situasie bevind, ek ken die God wat die dooies en die dode opgewek. Ek ken die God wat rade voor duisend wat stil opdaai. Jy sien, ek ken die God wat droë bene weer kan lewe en spreek. Nee, dis die God wat ons dien. Dis die God wat ons aanbid vanmôre. Kan ek net vir jou sê, ek vir jou goeie kies. Ek vir jou goeie kies. En dit is wat God sê, kom na my toe. Kom net na my toe. Kom gee dit vir my. Nou wat gaan ons vanmôre doen? Ons gaan dit vanmôre gaan ons prakties in ons lewe toepas. Jy sien, want ons hoor al die hierdie goed. Ons lees die woord van die Here wat reg is. Ons hoor dit, maar hoe pas ons dit toe in ons lewe? Jy sien, ons gaan vanmôre gaan ons dit prakties doen. En dit is hoekom my tema is, gaan vertel vir Johannes. Jy sien, ek wil weer daai gedeelte lees in Lukas 7 vers 1, waar hy sê, en Jesus antwoord hulle. En Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Wat julle sien en hoor. Blinde sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek. Ek dink by myself, toe daar die 2 manne teruggekom het by Johannes, ek dink nie hulle het na Johannes toe gegaan en gesê, dit is hy. Ek dink hulle het na Johannes toe gegaan en gesê, daar die man wek die dooies en die dode op. Ek dink hulle het gegaan en opgewondenheid en gespring en gesê, hy is die Messias, hy is die koning, hy is die een wat die dowe oor weer laat hoor, hy is die een wat die krepeles weer laat loop. Ek wil vanmôre wil ek vir jou sê, ek en jy gaan vanmôre vir elke seun in ons lewe 'n naam gee. En daardie naam is Johannes. Daardie naam is Johannes. Ek kom terug na daardie prentjie wat ek in die begin vertel het. Die Here wys my hoe seer plekke op mense se lewe sit. Die Here wys dit vir my. Die Here sê vir my, Bernard, ek neem my kinders moet vrykom van seer. Want as gevolg van seer, hou dit hulle terug. As gevolg van seer in hulle lewens, maak dat hulle nie kan vorentoe gaan nie. Die woord van die Here sê hy vir ons 'n toekoms beplan van voorspoed en nie van teëspoed. Ons toekoms is nie om heeltyd vas te hou aan die seer nie, maar om te sê, Here, hierdie is moeilik vanmôre, maar ek kom sit dit by die voete van U neer. Ek wil begin afsluit. Kan ek vra dat elke oog gesluit is en elke oog gebuig? Ek wil weer doen soos die Here my gewys het, dat daar is mense wat hier sit en om vergewings gesit. Ek wil dit weer doen vanmôre. Ek weet dat die Here kom met jou weer. Ek weet dat die Here kom en hy sê, genoeg het jy daardie seer rondgedra. Maar ek wil kom. En ek wil dit by jou omvat. Al wat jy moet doen, is om dit net hier te doen. Jy sê dan vanmôre, Bernard, ek wil vir daardie seer in my lewe. Jy sit ook met 'n dooie situasie. Jy sit ook met 'n blinde of 'n dowe situasie. Jy sit ook met al 5, met almal van hulle sit jy dalk vanmôre. Jy sê ek het al hierdie situasies in my lewe. Ek wil van dit ontslae raak, maar weet nie hoe. As jy vanmôre hier sit met seer, maak nie saak of dit klein of groot is nie. Jy sê dan vir jouself, hierdie ek
so ek het dit 'n bietjie seer. Hierdie is nie so erg nie, ek kan dit self uitsorteer. Ek wil jou bemoedig vanmôre en ek wil vir jou sê, vat daardie seer, al is dit bloedklein, dan is dit goed. En gaan sit dit by die voete van Jesus Christus. Sodat die vyand nie kan kom en daar 'n klein bietjie seer laat broei, dat dit 'n groot bitterheid veroorsaak. As jy vanmôre daardie persoon is en hy sê ek het nodig dat die God van alle gode, die koning van die konings en die Here van die leerskade my aanraak vanmôre, wil ek vir jou vra, wil ek nie saam met jou voete staan? Niemand kyk rond, niemand is op die spot gesit, ek vra staan saam. Die Here is besig om te genees. Die Here is besig om hart aan te raak. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Soos wat ek vroeër genoem het, ons gaan dit prakties doen vanmôre. As jy nou skaam is en jy wil opstaan vanmôre en jy dink wat van die mense vir my doen, wil ek vir jou sê, maak saam met God. Wil ek vir jou sê, maak nie saak nie. God sien jou hart. Maar ek wil ook vir jou sê, gee jou oor. Gee jou oor aan Vader. Ek wil hê, net al waar jy is vanmôre, gaan ons nou bid. En ons gaan nou vir die Here bid en vra, ons gaan vir elke seer in ons lewe 'n naam gee. En daardie naam is Johannes. En ons gaan vir daardie Johannes gaan vertel van wat Jesus gedoen het. Hy het die dooies uit die dode opgewek. Hy het die blindes weer laat sien. Hy het die dowes laat hoor. Hy het die kreuples weer laat loop. Maar die lys gaan aan vanmôre en dit gaan aan en aan en aan van die goedheid van God. Vader, ons kom vanmôre in die kosbare en heilige naam van Jesus Christus. Vader, ons kom vanmôre, Here, en ons as family saam vanmôre, Here, wil kom en ons wil elke seer in ons lewe, wil ons vanmôre 'n naam kom gee. Here, en daardie naam is Johannes, Vader. Vader, en ons wil vir daardie seer kom vertel van wat Jesus gedoen het. Dat hy is die een wat gekom het. Hy is die een wat gekom het vir my en vir jou. Hy is die een wat die prys op Golgotha betaal het, sodat ons meer as oorwinnaars in Christus Jesus kan wees. Vader, ek bid, Here, dat ons vanmôre in ons harte tot 'n besef sal kom. En die seer sal neersit by die voete, Vader. Here, dat die seer nie meer ons terughou nie. Here, soos wat ek het genoem het, wat ek weer sê in die oomblik, Here, in die eerste diens noem ek het weer, wat die wys my het weer. Here, ek sien hoe die trane van die wange afrol. En ek hoor hoe jy vir my sê, dat mense het nodig, hulle besef nie die erns daarvan. Los jou seer agter. Ek weet wat dan moet doen, sê jy. Vader, ek vra, Here, dat jy elke hart nou vir ons opmaak. Elke hart, Here. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Heilige Gees. Ek sien vanmôre hoe kettinge afgebreek word. Ek sien vanmôre hoe kettinge uit jou lig uitgeruk word. Maar ek ervaar vanmôre wil ek vir jou
proses, tydens jou rouproses, was Jesus heel diep by jou gewees. Dit het vir jou gevoel of God jou verlaat het, maar hy het nie. Jesus was elke oomblik saam met jou gewees. What the enemy meant for evil, God will turn it into good. En ek vra dat die lens dan voorin te kom. Maar Vader, Here, dankie dat ons vanmôre hier kan uitstap, Here. Meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Vader, dankie dat ons vanmôre hier kan uitstap. Here, ek sien hoe jy vir my wys. Here, ek sien hoe jy nou vir my wys, Vader, sakke. Met langs die kant en hierdie paadjie hier op jou, die sakke neergesit word van steen. Jo, Here, deel met my dan op party mense die nodig om dit op die sakke neergesit. Here, dankie dat jy ons help, Vader. Dankie dat jy ons help, dat ons die seer by die voete kan losvaar. Vader, Here, dankie vir hierdie woord vanmôre, Here, wat op ons harte gespreek. Here, dankie dat ons kan weet, Vader, Here, jy sal ons situasies omdraai. Here, daar ons in 'n blinde situasie was, sal ons weer kan sien. In 'n dowe situasie sal ons weer kan hoor. Ons sal gereinig word deur U, Vader. Ons sal nie bedek wees met melaatsheid van sonde, maar ons sal gereinig wees deur U, Vader. Maar lyk ons situasie hoe dood, Here, dankie dat U lewe bring. Ons eer U daarvoor, Vader. Ons prys en ons aanbid. Heilige Gees, U is hier daar vir jou. Here, ek sien ons steeds en ek ervaar ons steeds hoe U ander lewe doen. En Jesus, ons word bid. Amen. So, ons kan allemaal opstaan van ons lieve broers wat vanavond met die offerandes die lekker nog na vore kom. Gelijkbare God, hoe groot is U, my God. Wie is U gelijke? Gelijkbare God, hoe groot is U, my God. Gelijkbare God, wie is U God zoals U? Wie kan het beleid? Die grootste naam, zelf klinkt bij oceaan. Wie kan zijn grootheid zijn? Wie kent zelfs gedaan? Wie kan zo niet op zijn, maar de laatste kwijt? Vergelijkbaar God. Vergelijkbaar God. Hoe groot is U, mijn God. Wie is U gelijke? Vergelijkbaar God. Hoe groot is U, mijn God. Vergelijkbaar God. Staan net so en sluit ons oor. Here, so dankbaar dat ons in die teenwoordigheid kon wees vanoggend. Om die naam kon groot maak en hier te gaan bid. Here, seën elke persoon hier vanoggend. Here, lei ons tot die volgende week. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Onvergelijkbaar God.